Goeiemôre vriende, so in die begin van 'n lang naweek. Dit is Saterdag die 14de Junie 2025. Mag julle 'n wonderlike dag hê wat sommer voor julle uitstrek en sommer net 'n lekker ontspannende naweek. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Here, ons wil lof en eer en aanbidding vir U bring as die Skepper God, as die God wat alles onderhou, die God wat alles gemaak het, te groot vir ons begrip. Daarom slaan ons oë op na die berge, want Here, dit is al begrip van grootheid wat ons amper het. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Lof en eer, Here, Vader God, bring ons aan U. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, dan is ons nou hier in Spreuke 28, nou soos julle vir julle sê het, ek bly nou maar by die tekste wat hier so vir my gegee word. Partykeer het, soos ons herhaaldelik al vir mekaar gesê het, herhaal die goed mos partykeer, maar dit is ook goed dat ons by herhaling maar die goed vir mekaar sê, soos die Spreukedigter dit dan die orde van ons stel. Dan begin hy hierso by Spreuke 28 vers 1, en sê hy, die goddelose hardloop weg, al jaag niemand hom nie. Die regverdiges het die moed van 'n leeu. Die regverdiges het 'n moed van die leeu, né? Dit is maar baie keer jou whistleblouers, jou mense wat net eenvoudig sê, ons gaan nie saam met goed wat verkeerd is nie, né? Hulle het dikwels die moed van 'n leeu. Dan gaan ons aan, liewe vriende, ek gaan sommer net daarop gaan ek die repliek lewer nie. As daar opstand is in 'n land, is daar baie wat na mag gryp. As daar iemand met wysheid en kennis is, bly hy lank aan bewind. Wat 'n mens mos nou kan dink, is iemand met onderskeidingsvermoë, is iemand met normes, iemand met waardes, iemand met 'n vaste oortuiging, né? Dan vers 4 en vers 5. Wie die wet van die Here verontagsaam, praat met lof van goddelose mense. Wie die wet onderhou, beveg hulle. Slegte mense het geen begrip van wat reg is nie. Die wat na die wil van die Here vra, het 'n goeie begrip van alles. Vriende, dit sien ons ook in ons land, né? Ek sal maar telke male daar oor repliek lewer, want dit is waar ons land, dit is die situasie waarin ek en jy bly. En natuurlik is die wonderlike goed wat aangaan. Moet nou nie een fout maak nie. Ons het die wonderlikste mense onder die son. Ons het die wonderlikste natuur. Ons het regtig, vriende, ons het wonderlike mense in besigheid. Ons het selfs wonderlike mense, glo dit as jy wil, in die regering. Maar hulle is daar. Maar die oorgrote meerderheid van die regering, liewe vriende, soos ek sê, het ANC georiënteerd, die is inderdaad besig met knoeiery. En ek dink dit is nogal vir my baie van pas wanneer hy sê, wie die wet van die Here verontagsaam, praat met lof van goddelose mense. Nee, die kry ons volop. Ons kry dit volop by die regerende party, by die ANC. Hulle praat met lof van goddelose mense. Hulle sit vol korrupte mense. Hulle, as jy kyk na die Sonderkommissie se verslag, is daar omtrent nog niemand wat in die tronk beland het op grond daarvan nie. Dis al 'n paar jaar later, né? So hulle praat met goddelose mense. So hulle praat met lof van goddelose mense. Wie die wet van die Here verontagsaam, wie steel, wie bedrog pleeg, wie die heeltyd begeer. Wie die Here God verontagsaam, hulle praat met lof van goddelose mense. Dis wat hulle doen. En dit sien ons voluit, en daaroor moet ek en jy daar begin bid en sê, Here God, sal U nie hierdie mense van hulle bewind stroop nie. Here, sal U nie hierdie goddelose korruptes wat die heeltyd aangaan en die land se armste van arme mense te nakom. Here, asseblief verwyder hulle. Vriende, ek dink dit is wat ons as kinders van die Here moet begin doen. Ons moet begin bid dat die Here die vrotappels in die regering uit sal begin verwyder. Dat hy deur sy gees hulle eenvoudig sal verwyder. Want hulle is besig om hierdie land van ons te verwoes, né? Ek bedoel, as jy 'n bietjie hoor wat die ouens sê, ons groei teen 1%, maar die bevolkingsaanwas 2.3, 2.4%. So, dis hoekom ons jong mense nie werk kry nie. Daar's die groei nie. En dan praat ons president en dan bly van die ouens heeltyd snert oor die ekonomie, asof hulle ekonome is, hulle is absoluut niks behalwe dit nie. Maar hulle weet beter.
maar hulle weet nie om die land te groei nie, hulle weet om te verwoes, maar hulle weet nie om te groei nie. Dit is mense wat, vriende, dit is mense wat God se wet verontagsaam en wat met lof van goddelose mense praat wat daar volop sit. Daarom is die gebod van die Here baie duidelik. Dit word in 2 goed saamgevat. Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand en jou naaste soos jouself, of hergedefinieer, jy moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet, sê Jesus, sodat die wêreld kan sien dat julle my disippels is. So as ons nie gaan mense begin kry in die regerende party, liewe vriende, spesifiek in die ANC, wat werklik kinders is van die Here nie, dan gaan hulle die heeltyd dit napraat, hulle gaan die wet van die Here verontagsaam en hulle gaan die heeltyd met groot lof van die goddelose mense praat. Nee. Wie die wet onderhou, beveg hulle. Dis baie interessant. Wie die wet onderhou, beveg hulle. Kom ons lees weer die hele vers. Wie die wet van die Here verontagsaam, praat met lof van goddelose mense. Wie die wet onderhou, beveg hulle. Nou vriende, daarom kom sê ek vir julle vandag, ek en jy as mense wat vir God aanbid, ek en jy wat gehoorsame burgers is, die tyd, liewe vriende, dat ek en jy net eenkant kan sit en rustig observeer, dink ek is verby. Ons moet betrokke raak, liewe vriende. Ons moet betrokke raak by instansies. Ons moet betrokke raak by munisipaliteite. Ons moet betrokke raak by skole. Ons moet by daai plekke moet ek en jy begin betrokke raak. Want ons, ek en jy, ons is die hande en die voete van die Here. Ons sal die goddeloses in hierdie vlakke moet begin beveg, anders gaan ons land agteruit. Wie die wet onderhou, beveg hulle. Dit is jou en my verantwoordelikheid, liewe vriende, om te begin standpunt inneem, strepe te begin trek en sê tot hier toe en nie verder nie. En ek dink ons het dit al so stadig gaan begin doen in die verkiesing wat verby is, né? Slegte mense het geen begrip van wat reg is nie. Die sien ons. Dis volop. Die wat na die wil van die Here vra, het 'n goeie begrip vir alles. Vir my so, julle moet 'n bietjie concerned citizen kyk, 'n swart vroutjie wat gereeld op YouTube is. Julle kan begin luister na. Sy het 'n ongelooflike insig wat in die land aangaan. Sy's krities oor die regering. Sy sluit altyd af haar video om te sê beware of the comrades, né? Want sy wys uit hoe stupid hulle is, hoe stupid goed hulle aanvang. En dan dink hulle ons almal is saam stupid daarmee, né? Gaan kyk 'n bietjie, daar's 'n nou ene, ek kan nou nie sy naam onthou nie. Dit is 'n swart intellektueel, hy praat taamlik baie op Facebook. Maar julle kan na sy goed ook gaan luister. Hy's ongelooflik mooi kyk na die goed. Die Here het vir my uitstekende verstand gegee. Ek sal nou net 'n bietjie kyk, ek was eintlik, as ek mos so met julle praat, kom dit by my op. So ek dink nou nie voor die tyd om dit te gaan opsoek nie, maar ek sal tog, as ek nou mooi onthou, maandag vir julle daai stukkie gee, né? Maar hy ook luister na hom. Hy praat met ons mense, hy praat met die mense op die grond, liewe vriende. Hy's besig om die goed baie mooi en eenvoudig uit te stip. Wat is besig om aan te gaan, hè? Die wat na die wil van die Here vra, het goeie begrip van alles. Dit sien ek en jy, liewe vriende, oral in hierdie wêreld raak. Dan miskien sommer een wat hierby aansluit, vers 6. Liewer arm wees en eerbaar lewe as oneerlik lewe en ryk wees, soos wat ons baie van ons politici is, né? Skatryk maar oneerlik en oneerbaar. Is hulle besig om te lewe. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.